Johannes 4 vers 1 tot 15. Toe Jezus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jezus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jezus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jezus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jezus het haar geantwoord, as jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, u het nie eers 'n skepding nie en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en ook sy seuns en sy vee. Jezus het haar geantwoord, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie. Enkele verse vorentoe het ons nou verlede keer gehoor hoe Jezus saam met Johannes die Doper gedoop het en dat daar 'n argument ontstaan het omdat die disippels van Johannes bekommerd geraak het omdat Jezus meer mense werf en meer mense doop. Jezus se gewildheid neem toe. Nou Jezus antisipeer dat hierdie selfde tipe probleem of hierdie selfde argument en dispuut vanuit die Fariseërs se kant af gaan kom en gaan toeneem. So Jezus verlaat Judea en hy vertrek na Galilea. Hy neem 'n baie interessante roete. Hy beweeg langs 'n roete wat die Jode gewoonlik nie gekies het nie, want Jezus gaan deur Samaria. Samaria is 'n roete waardeur die Jode nie wil gaan nie, omdat die Samaritane vir die Jode 'n onegte Joodse volk was, as ons dit so kan noem. In die tyd van die Assiriese ballingskap het die Assiriërs die noorderyk van Israel, die area van Samaria dan weggevoer in ballingskap, en van die Jode wat dan daar agtergebly het, het vermeng geraak met die omliggende volke, en so het daar byvoorbeeld Jode begin trou met Assiriërs en ander omliggende volke. So die Jode het nie die ware Israeliete, kan ons maar sê, wat hulle self as ware Israel beskou het, hulle het nie die Samaritane erken as egte Jode nie, maar 'n vermengde groep. So, hulle het nie met Samaritane gemeng nie, inteendeel, hulle het wette gehad, wat jou verbied het om met 'n Samaritaan te praat. En nie net met 'n Samaritaan te praat nie, maar jy mag nie saam met 'n Samaritaan eet en drink nie. Vir hierdie rede is die vrou wat met Jezus praat, so verbaas. Sy sê vir Jezus, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? In ander woorde, sy weet, Jode meng nie eers met Samaritane nie, maar sy is eintlik meer verbaas oor die feit dat hy water vra. Want dit gaan beteken dat sy haar skepding vir Jezus moet gee om uit te drink. En Jezus het nie eers 'n skepding nie. So, hoe kan dit wees dat hierdie Jood nie net met my praat nie, maar hy wil my skepding gebruik om te drink? Dit is vir haar absoluut vreemd. Sy kan nie verstaan wat hier aan die gang is nie. Wat nog meer interessant is die tyd wat die vrou kom water skep. Dit was ongeveer, sien ons hier, die 6de uur. Nou in die Joodse tydsberekening, wat gegaan het van 6 uur die oggend, is die 6de uur in ander woorde min of meer 12 uur die middag. Dit is die warmste tyd van die dag. Dit is nie die tyd wat jy gewoonlik gegaan het om water te skep nie. Jy het gewoonlik vroegoggend of laatmiddag gegaan. So, hier is iets vreemd aan die gang. Maar ons weet natuurlik, dit is
alles in Jesus se plan. En daarom staan hier so uitdruklik, Jesus moes deur Samaria gaan. Hy moes, want hy moes met hierdie vrou praat. Dis alles deel van die Here se plan, alles deel van sy beskikking. En soos wat hy met haar praat hier rondom hierdie fontein, is hy besig om die fontein juis te gebruik as 'n illustrasie om te verduidelik wie hy is. Jesus sê vir haar, as jy geweet het wie met jou praat, dan sou jy vir hom gevra het om water te gee. Water wat jou tot in ewigheid nie dors sal laat kry nie. Die water wat ek hom gee, en die water wat ek vir jou sal gee, sê Jesus, sal in jou fontein word wat opborrel tot die ewige lewe. Wat Jesus hier doen, soos ek gesê het, hy gebruik die fontein as 'n illustrasie, maar hy gebruik weer eens die Ou Testament. Jeremia 2 vers 13 is die groot teksgedeelte wat Jesus hier gebruik, en hy pas dit toe op homself. Jeremia 2 vers 13 sê die volgende: Want 2 wandade het my volk gepleeg. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle opgaarputte uit te kap. Gebarste opgaarputte wat nie water hou nie. So Jesus beantwoord eintlik die vrou se vraag, as sy vra, u is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie? En Jesus sê, in wese is ek. Ek is die fontein van lewende water. Ek is die een wat lewe gee. En elkeen wat van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Nou die vrou verstaan Jesus se woorde baie letterlik. En daarom sê sy vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom nie. Sy sien met ander woorde geleentheid dat sy hoef nie elke keer na hierdie waterput, na die fontein van Jakob te kom nie. As Jesus vir haar hierdie water gee waarvan hy praat, dan hoef sy nie elke keer te kom water skep hier nie. Sy verstaan dit baie letterlik. Nou, Jesus sê vir haar, aardse dinge, soos hierdie fontein en die water wat jy moet skep, dis tydelik. Maar die dinge van God is ewig. Die vars water van die ewige lewe, wat ek vir jou kan gee, sê Jesus, dit het geen einde nie. Om enige ander God, of enige ander aardse dinge te aanbid, is soos waterbakke wat gebars is. Dit hou nie water nie. En elke keer as jy wil gaan kyk by jou waterbakke of daar water vir jou is om te drink, dan is jy teleurgesteld want die water het uitgeloop. So is dit as ons enige ander aardse dinge aanbid of enige ander gode aanbid. Ons word telke male teleurgestel. Die waterbakke hou nie water nie. Maar Christus sê hier, Christus sê, ek is, kom ons skryf hier, Christus is die fontein van Jakob. En hier praat hy natuurlik nie van die letterlike fontein wat daar gestaan het waar hulle gesels het nie. Hy sê die fontein van Jeremia 2 vers 13, dis ek. Ek is die fontein van Jakob, ek is die een wat lewe kan gee. Ek is nie soos gebarste waterbakke nie. Ek is hierdie vars waterbron, die bron van die ewige lewe. En as jy van my drink, sal jy in ewigheid nooit dors kry nie. Christus maak ons ook fonteine. Hy sê as jy van hierdie fontein, hierdie ewige fontein drink, die water wat ek sal gee, dan sal jy nie net vir ewig nie dors kry nie, maar jy sal self ook word soos 'n fontein wat opborrel tot in die ewige lewe. Die Here Jesus Christus maak van ons ook fonteine, sodat dit wat ons van God ontvang nie opgegaar moet word nie, maar ons moet dit uitdeel, soos vars waterfonteine. Here, gee tog vir ons hierdie ewige water, die lewende water van die fontein van die lewe. Gee tog vir ons Christus. Gee vir ons toegang tot hom, die ewige lewe. Maak ons ook soos fonteine wat opborrel, sodat die mense in ons ook
die Here Jesus Christus sal sien. Amen.